So hy sommer net jou Bybel daar oop by Matteus 5 vers 13. Ons het nou sommer laasweek so 'n bietjie gepraat oor Jesus se leergraf, Jesus se opstanding as 'n oproep vir ons tot disippelskap. En ons het 'n bietjie in ons stemboodskappe ook daarmee gewerk die week en ek wil dit vandag 'n bietjie verder vat en met jou praat oor disippelskap vanuit hierdie sleutelteks. Dit is nou goed ek het vandag 'n kort teks gekies, né? Maar jy sal nie glo hoe baie dominee uit hierdie kort teks hy kan sê nie. Ek gaan julle nou wys. Dit is een van die mees bekende tekste in die Bybel. Ek vaas hom op. Dit is een van die mees bekende tekste in die Bybel en tog bly dit relevant en bly dit so nodig om oor hierdie ding te praat wanneer ons praat oor disippelskap. So ek het al 'n paar keer in my lewe met hierdie teksgedeelte gewerk. Al 'n paar keer om gepreek, 'n paar keer deur om gewerk in my stilte tyd. En selfs hierdie week toe ek weer met hom werk, het hy my weer verras en het daar weer goed uitgekom wat die Here sommer net vir my nuut en vars kom maak het. So dis my gebed dat die Here dit ook vandag vir jou sal kom doen en dat hy sommer net deur hierdie teks jou vandag weer sal kom opgewonde maak oor jou oproep tot disippelskap. En sommer net vir jou nuwe verstaan sal weer kom inblaas in jou disippelskap. Want ons lees hierdie jaar is in pas met Jesus se diep spore. En as ons sê ons wil inpas met Jesus se diep spore loop, dan gaan dit is die hart daarvan is disippelskap. Alright, jy het jou Bybel saam met my oop, Matteus 5, ons lees vanaf vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Kort teksgedeelte. Vandag begin ek met 'n storieetjie. Dennis Kinlow, hy is 'n voormalige professor en dekaan van die Asbury College. Hy vertel van sy grootwordjare tydens die Groot Depressie. Hy sê as klein seentjie het hulle die vleis ingevryf met sout. As sy pa nou vleis, as hulle nou iets geslag het of iets gejag het, en dan het hulle dit so ingevryf met sout dat sy handjies begin kramp het eintlik en sy spiere seer was. En dan wanneer die vleis deeglik gesout was, dan moes hy, dit was sy werk, om seker te maak, dit is reg gesout en in die pakkamer opgehang, sodat dit deeglik kan droog word. En so het hulle mos nou die vleis maar behoue laat bly, gepreserveer. En hy vertel hoe daar eendag gaste by sy maale opgedaag het en sy ma het hom gestuur om 'n stuk vleis uit die pakhuis te gaan haal en het uitgehardloop 'n stuk vleis gegryp en in die kombuis op die snyplank neergeplak en hy het uitgehardloop om te gaan speel want daar was maatjies. En toe hy so by die kombuisdeur kom, sorry julle hoor elke snyf vanoggend. Ek hoor myself asemhaal. Hy vertel toe hy by die kombuisdeur kom toe gee sy ma 'n gil. Maar 'n gil wat hom dadelik laat besef het iets skort. 'n Gil wat hy geweet het, as sy ma so gil, is daar moeilikheid. En hy het by die kombuisdeur omgedraai, maar hy was te bang om nader te gaan om te gaan kyk wat fout is. Alhoewel hy nie heeltemal seker was wat hy nou verkeerd gedoen het nie, het hy besef maar daar's iets is verkeerd en hy is seker hy is die skuldige. En toe hy opkyk na daar waar sy ma staan, toe sien hy sy staan so end van die vleis af weg, nog met die mes in haar hand, en toe hy na die vleis kyk, toe merk hy iets ongewoon op, daar waar sy die sny gemaak het in die vleis, toe wemel dit.
sal ek nou nie die woord sê, sal ek nou nie die woord maaiers vandag gebruik nie. Ek sien julle gou al klaar. Hy sê, op daai oomblik het hy geweet, vandag gaan hy 'n groot loosing kry, want dit was sy werk om die vleis deeglik te sout en te gaan ophang. En hy sê, hy het so na sy ma gekyk en gewag vir die ergste om te gebeur, en al wat sy ma kon uitkry in haar geskokte toestand was, dis nie genoeg sout nie, Dennis, dis nie genoeg sout nie. Nou, die storie het sommer net by my geresoneer toe ek dit gelees het. Want wanneer ons so na die geestelike en die morele verval in die wêreld kyk, dan blameer ons baie maklik vir Hollywood, né? Hollywood is altyd eerste. Ons blameer die TV, ons blameer liberale opvoedkunde, ons blameer die woke kultuur. Ons blameer die regering van die dag vir dit wat besig is om verkeerd te gaan. Dis altyd almal anderster se skuld. Maar miskien, en ek wil dit op jou tafel kom sit vandag, net miskien is die werklike probleem nie die regering nie, nie die TV nie, nie Hollywood en die woke kultuur nie. Miskien is die werklike probleem 'n tekort aan sout. Miskien is die werklike probleem te min toegewyde disippels wat bereid is om in pas met Jesus se diep spore te loop. En vandag praat ons oor sout en lig as Jesus se eie metafore vir disippelskap, vir disippels. Nou om hierdie teksgedeelte wat ons vandag gelees het te verstaan, ek wil vra jy moet sommer net, ek het nou vergeet om dit in die begin te sê, hou net jou Bybel oop daar by daai teksgedeelte wat ons vandag gelees het. So jy net kan sien waarvan ek praat wanneer ek jou nou die verduidelik. So as ons hierdie gedeelte wil verstaan, dan is dit ook belangrik om te verstaan wat die konteks is waarin dit geskryf is, né? Ons het 'n professor op universiteit gehad wat altyd vir ons gesê het, the whole text and nothing but the text in context. So is belangrik om die woord en net die woord te lees, maar altyd in konteks. Ons kan baie maklik die Bybel uit konteks uit gaan haal, né? Nou van die 4 evangelies, jy weet ons het 4 evangelies in die Bybel, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Van die 4 evangelies wat ons het, is 2 daarvan geskryf eintlik vir 'n ongelowige gehoor. Ouens wat oortuig moet word van Jesus en van die goeie nuus van Jesus. En dan 2 daarvan is geskryf vir gelowiges, so om daai ouens wat reeds glo, die tools in die hand te gee om hulle geloof sterk te maak en in hulle disippelskap te vorm. So Lukas en Markus is eintlik geskryf vir ongelowiges, vir 'n ongelowige gehoor, terwyl Matteus en Johannes geskryf is vir gelowiges, as 'n riglyn vir gelowiges. Alright. So die evangelie van Matteus is geskryf dan nou, die een wat ons vandag gelees het, vir gelowiges. In essensie is die evangelie van Matteus eintlik 'n handleiding vir disippels. En Matteus het in sy evangelie, hy deel sy evangelie eintlik in hierdie 5 groot blokke op, wat sentreer rondom die 5 groot preke van Jesus. Die 5 groot lesse wat Jesus vir hierdie skare en vir sy disippels gegee het oor die koninkryk van God. So ek gaan sommer net vir jou sê wat daai 5 lesse is, of die 5 predikasies van Jesus. Die eerste een kry ons in Matteus 5 tot 7, en dit gaan oor die lewenstyl van iemand wat deel is van die koninkryk van God. Die tweede een is kry ons in Matteus 10, Jesus se tweede groot preek, en dit gaan oor die sending, die uitstuur van die koninkryk van God. Die derde een is Matteus 13, wat gaan oor die groei van die koninkryk van God. Matteus 18, dis dan ons 4de groot preek, gaan oor die gemeenskap van die koninkryk van God. En dan die laaste enetjie, Matteus 23 tot 25, gaan oor die toekoms van die koninkryk van God. Alright, so ek het nou vir jou klomp goed gesê wat jy in elk geval klaar vergeet het. Al wat jy moet hoor is die gedeelte wat ons vandag gelees het, wat handel daaroor om sout en om lig te wees vir die wêreld, kom uit Jesus se preek, waar hy spesifiek praat oor die lewenstyl van 'n disipel van Jesus binne in die koninkryk van God. Hoe moet die lewenstyl van 'n disipel lyk wat deel is van die koninkryk van God en wat sy roeping ernstig opneem om uit te gaan en nog disipels te maak?
Nou wat belangrik is om raak te sien is dat hierdie sout en lig vergelyking, en daarom het jy nou jou Bybel voor jou oë, 'n skakel vorm. So hy is eintlik so half hier tussen twee teksgedeeltes of tussen twee dele van Jesus se preek ingeskuif. En die eerste deel is vers 3 tot 11, Matteus 5 vers 3 tot 11. Wat hierdie gedeelte voorafgaan, dis Jesus se saligsprekinge. Julle ken daai geseënd is die daai gedeelte. So hy gaan hierdie sout en lig deel vooraf. En die deel wat na hom kom, jy kan daar in jou Bybel kyk, is vers 17 tot 48, is Jesus se uiteensetting van die wet. En hier is die interessante ding, dis as jy wil weet hoe om sout vir die aarde te wees, dan moet jy die gedeelte gaan lees wat voor Matteus 5 vers 13 en 16 kom. So daai saligsprekinge van Jesus. En as jy wil weet hoe om 'n lig vir die wêreld te wees, dan moet jy die gedeelte gaan lees wat na Matteus 5 vers 13 tot 16 kom. Daai uiteensetting van Jesus van die wet. So hierdie ding, hierdie stukkie van Jesus is eintlik 'n skakel tussen hierdie twee groot gedeeltes van Jesus wat gaan oor die saligsprekinge en sy uiteensetting van die wet. En hier binne-in lê die sout en die lig gedeelte. Maar as jy wil weet hoe om die een te wees, moet jy dit gaan lees wat vooraf gaan. En as jy wil weet hoe om die ander een te doen in jou lewe, moet jy die gedeelte lees wat na dit kom. Dus hoekom ons sê, dis belangrik om die Bybel en die teksgedeelte altyd in konteks te lees. En nie net 'n stukkie te gaan uithaal nie, want as jy hom net gaan uithaal, dan is dit so maklik om jou eie betekenis en jou eie leefwêreld in hierdie teks in te lees. So almal wat al Veritas Bybelskool gedoen het, sal dit verstaan. Ek dink die wat dit by my gedoen het, ken ook al die rympie. The text, the whole text and nothing but the text in context. Dit maak saak waar dit Bybelgedeelte staan. Dit maak saak wat rondom hom staan. Okay, so nou dat ek vir jou 'n bietjie die konteks ingekleer het en jy weet waar hierdie teksgedeelte inval en dat hy deel is van Jesus se preek wat gaan oor hoe die leefstyl van iemand moet lyk wat in die koninkryk van God is en wat 'n disipel is. En jy weet dat as jy die teksgedeelte beter wil verstaan, moet jy gaan lees wat vooraf gaan en wat net na dit kom. Nou kan ons begin. By vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dis 'n interessante vraag. Dis niks meer werd nie. Dis die gevolgtrekking. Dit word buitekant weggegooi en mense loop daaroor. Mense vertrap dit. Nou ek weet in ons poging om hierdie eerste metafoor van Jesus te verstaan, lees ons altyd ons eie betekenis en ons eie gevolgtrekking in die teks in. Wat ons doen is ons lees ons eie ervaring en ons eie gebruik van sout hier in die teks in. So as ek vir jou vra, wat doen sout? Wat is die twee primêre funksies van sout vandag? Gaan jy vir my sê, nommer 1 om kos smaak te gee. Nee? Ek het nou die ontreis gemaak en vergeet om sout in te gooi. Dis baie sleg. Nog nie so sleg soos pap sonder sout nie, maar naby. En jy gaan van my sê, die tweede gebruik van sout vandag is om te preserveer. Ons lekker biltong en ons droë wors, ons gooi oor genoeg sout daarin om daai goedertjies te preserveer. Nou, en biltong is so deel van ons kultuur, jy kan nie anders as om te weet dat sout daarvoor gebruik word nie. Maar hier is die ding, as Jesus na sout verwys, die gebruik van sout verwys hier, dan is dit nie die gebruike wat hy in gedagte het nie. So as Jesus nie na sout hier verwys as 'n geurmiddel of as 'n preserveermiddel nie, hoe moet ons sout hier verstaan? Nou Lukas verduidelik vir ons in sy evangelie wat Jesus hier bedoel wanneer hy sê ons moet sout vir die aarde wees. Matteus definieer dit nie vir ons so duidelik nie, maar Lukas doen. En nou wil ek vir jou 'n ander tip gee as vir jou Bybelstudie. Dis regtig nuttig en sinvol om die evangelies ook gelyklopend te lees. Jy sal baie keer sien in jou Bybel, as jy teksgedeelte lees, dan sal jy sien so in hakies bo, dan sal daar staan Markus dit en Lukas dit.
Dis waar dieselfde gedeelte in Markus voorkom. Maar gaan lees jy hom in Markus, dan klink hy anders, want hy is vir 'n ander gehoor geskryf. Gaan lees jy hom in Lukas, dan klink hy anders, want dit is vir 'n ander gehoor geskryf. Maar dit help om daai goed langs mekaar te lees, want dit kleur vir jou die hele prentjie in. So wat sê Lukas vir ons oor sout? Daar staan, sout is 'n goeie ding, maar as sout verslaan het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dis nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. En dan sê hy hierdie ding, hy sê, wie ore het om te hoor, moet luister. Met ander woorde, dit wat ek hier vir jou sê is belangrik. Nou hierdie woorde vertel vir ons waarvoor sout primêr gebruik was in die Bybelse tyd, in die antieke wêreld. Die sout wat hulle gebruik het, was natuurlik opgeskroop op die oewers van die Dooie See, wat uit 28% soutte en minerale bestaan. En dan soos die son die soutte op die oewers nou uitgedroog het, dan het die mense in die Bybelse tyd dit gaan opskraap en houers bymekaar gemaak, en dan het hulle daarmee gaan handel dryf. Maar hierdie sout wat hulle hier opgeskraap het, was nie suiwer. Nou gaan julle dink ek, gee vir julle wetenskaples, maar buitvas gaan ek vir jou verduidelik. Dit was nie suiwer natriumkloried nie. Okay? Dit was nie die tafelsout wat ek en jy vandag gebruik nie. Dit was 'n mengsel van verskillende soute. Daar's 'n groot verskeidenheid soute wat deel gevorm het van hierdie mengsel wat hulle hier op die oewers bymekaar geskraap het en in houers gegooi het. En een van die soute wat in 'n baie hoë konsentrasie voorkom op die oewers van die Dooie See is kaliumkloried. Okay. Julle almal se gesigte sê vir my, julle wetenskap is lankal al vergeet. Moenie worry nie, ek moes ook mooi gaan oplees. So hierdie is die goed wat ek geweet het nie, hierdie is goed wat ek gaan opswat het. Okay, so kaliumkloried word in Engels genoem potassiumchloride. Nou ek lag, ek en die Bybelstudie vrouens het nou die dag 'n debat gehad oor wat is potassium? Wat is potassium in Afrikaans? Ek het gesê is nie potassium nie, is iets anders. Sê hulle nie potassium is potassium. Nee, potassium is natrium. So natrium in Engels is potassiumchloride en die van julle wat nou groen vingers het, gaan dit nou verstaan. Jy ken dit as potash. Wie het groen vingers? Okay, toe maar. So as jy groen vingers het en jy is lief vir tuin maak, dan gaan jy weet, jy het 3 bemestingsstowwe nodig vir 'n mooi tuin. Jy het jou fosfate nodig. Dit het ek by my man geleer, omdat hy in die landbou is. Dis vir die wortelontwikkeling. Dan het jy jou nitrate nodig, dit is vir die blaarontwikkeling. En dan het jy jou potash nodig. En dit is vir die ontwikkeling van die blom en die vrug. Dis wat vir potash is. En 'n goeie kunsmis bevat al 3 hierdie goed. Hy bevat die fosfate, nitrate en die potash. So die sout wat hulle nou hier op die oewers van die Dooie See opgeskraap het, wat hierdie hoë konsentrasie kaliumkloried of potash dan nou bevat het, het hulle hoofsaaklik gebruik as kunsmis in hulle landerye. Alright? Dit was gebruik om hulle landerye te bemest, om voedingsstowwe in die lande in te sit, soos wat die boere vandag kunsmis in die lande gooi, om net dit wat die mielies en die sojas hierdie jaar uitgehaal het, net weer terug te sit. Dis hoe hulle die sout gebruik het. So die sout waarvan Jesus hier praat is nie die sout wat jy in die kombuis gebruik om jou rys en jou pap smaak te gee nie. Dis ook nie die sout wat jy op jou biltong of in jou droëwors sit om dit te preserveer nie. Jesus praat hier van sout wat bruikbaar is vir die grond. Met ander woorde, sout as kunsmis. Jesus praat van sout as 'n kunsmis wat die aarde voed en wat die goeie oes help groei. Want enige boer sal vir jou sê, as jy nie gereeld kunsmis gooi nie, dan kom jou grond op 'n punt wat jy die goeters plant, dan kom sulke powermielietjies op. Want daar is net nie genoeg voedingsstowwe in die grond nie. Dis hoekom jy gereeld kunsmis moet gooi. So Jesus praat hier van sout as 'n vorm van kunsmis, sout wat die aarde voed, sout wat die goeie oes help groei. Dis die een verwysing wat Lukas hier vir ons gee.
Maar dan gee Lukas ook vir ons 'n tweede gebruik van sout. Hy sê sout vir die mishoop. So die woord wat hier in die Griekse teks gebruik word, wat na Afrikaans vertaal word as mishoop, verwys nie hier na diereafval nie, maar na menslike afval. So uit die aard van die saak het hulle nie spoeltoilette in die Bybelse tyd gehad nie, en ook die longdrops nie. Hulle het 'n vullishoop op die verste end gehad van waar hulle gebly het, en dan het jy daarna toe gegaan om na jou besigheid te gaan doen, jouself te ledig, en by die vullishoop het daar 'n gewone houer gestaan met hierdie sout wat hulle opgeskraap het op die oewers van die dooie see. En wanneer jy klaar gedoen het wat jy nou menslik moet doen, dan het jy van daai sout gevat en jy dit oor dit gestrooi. Want hierdie sout was 'n ontsmettingsmiddel. Hy het al die kieme en die bakterieë en die gevaarlike goed in daai mis, as ek nou die woord mag gebruik, in die mis geneutraliseer. Dis wat hulle die sout voor gebruik het. En die doel, dink ek gou saam met my, van 'n ontsmettingsmiddel. Ons ken 'n ontsmettingsmiddel as Dettol, of wat is die ander een? Savlon, ontsmettingsmiddel. So wat is die doel van 'n ontsmettingsmiddel? Om te keer dat die slegte goeders nie groei nie, en nie versprei nie. Om te keer dat kieme nie groei en versprei nie. Ok, kom ek bring die twee goed vir jou bymekaar. So hierdie twee gebruike van sout gee eintlik vir ons 'n goeie funksie, of 'n funksie met 'n positiewe ding en 'n funksie met 'n negatiewe ding aspek aan die gebruik van sout. In die eerste plek het sout ten doel gehad om die groei van die goeie goed te bevorder. Tannie Annette sit daar en knik op, ek hoop my wetenskap is reg, Tannie. Sy's 'n wetenskapjuffrou, so sy check my nou erg hierop. En in die tweede plek het sout hierdie doel gehad om die verspreiding van die slegte goed, die bakterieë, die kieme te stuit. So totaal heeltemal 'n ander prentjie as wat ons van sout het, om geur te gee en te preserveer. Ons sê altyd vir mekaar, ons moet sout vir die aarde, ons moet die aarde geur gee. Ek weet nie, doen mens dit nie. Maar as ek hierdie verstaan wat Lukas hier vir ons verduidelik eintlik, die twee gebruike van sout, hierdie gebruik om die goeie goeders te laat groei en die slegte goeders te keer, dan begin disippelskap vir my meer sin maak. So as Jesus sê dat ons as sy disippels sout vir die aarde moet wees, dan sê Jesus, ek wil hê julle moet keer dat die slegte goed versprei. En ek wil hê julle moet die groei van die goeie goed bevorder. Nou kom ek pak dit 'n bietjie vir jou uit. As jy aan sout dink as 'n kunsmis en as 'n ontsmettingsmiddel, dan het dit 3 implikasies. Die eerste implikasie van sout as 'n kunsmis en 'n ontsmettingsmiddel is dat jy 'n bepaalde hoeveelheid nodig het. Okay, so die eerste implikasie van hierdie verstaan is kwantiteit. In die kombuis is 'n teelepel sout in jou reis genoeg. Maar as jy sout as 'n kunsmis of 'n ontsmettingsmiddel wil gebruik, dan het jy 'n aansienlike groter hoeveelheid daarvan nodig, voordat jy 'n positiewe effek daarvan kan sien. 'n teelepel sout op 1 hektaar mielieland gaan geen effek hê nie. Vir ons om sout in ons gemeenskap te wees, vereis 'n sekere proporsie. En as ons nie die effek van ons sout wees in ons gemeenskap sien nie, dan is dit deels as gevolg van die feit dat ons proporsioneel tot ons gemeenskap nie die regte hoeveelheid is nie. Daar was 'n tyd in Suid-Afrika se geskiedenis, moet ons vir mekaar sê, wat ons 'n Christelike land was. En ek wil vir jou sê, as jy teruggaan in die geskiedenis en jy gaan kyk hoe dit gegaan het, dan het dit goed gegaan met Suid-Afrika. Nie oor dit 'n blanke regering was nie, maar oor die land proporsioneel meer Christene as nie Christene was. Toe kerk nog saak gemaak het, toe ons stoele nog in die kerke moes indra, want op 'n Sondag was daar nie genoeg banke nie. Toe dit goed gegaan.
Nou open ons die parlement met 'n oomblik van stilte, sodat elke ou tot sy eie God kan bid, want ons wil nie aan enige iemand se godsdienstvryheid vat nie. Maar ek wil vir jou sê, navorsing het getoon dat die gemiddelde hoeveelheid mense wat nodig is om 'n invloedryke verskil te maak in 'n gemeenskap is 5%. Net 5%. As dit net 5% Christene kos om 'n merkbare verskil in ons land en in ons gemeenskap te maak, dan is my vraag vanmôre aan jou, hoekom is Suid-Afrika in totale morele en geestelike verval? Die statistiek toon dat meer as 70% van Suid-Afrikaners dui aan dat hulle aan die Christelike geloof behoort. Maar ek wil vandag vir jou sê dat ek dink nie daar is eers 5% ware, opregte, toegewyde disippels van Jesus in Suid-Afrika nie. Anders sou ons die effek daarvan gesien het. Ons kan nie verwag dat dit beter gaan in ons land as ons net die titel van Christen vir onsself aanneem, maar nie die disippelskapskoene aantrek nie. So baie mense sê, ek is 'n Christen. Maar nie eers die helfte daarvan is regtig disippels nie. Want hulle verstaan nie dat om 'n Christen te wees beteken by implikasie om 'n disipel van Jesus te wees nie. Daar is nie, ons het dit laasweek vir mekaar gesê, daar is nie onderskeid tussen die twee goed nie. En tog het ons hierdie streepkontrak tussen hierdie goed, sê jy kan 'n Christen wees en jy kan vandag werk toe gaan, jy kan huis toe kom en jy kan aanspraak maak op die verlossing van Jesus, want verlossing is, Jesus se verlossing is gratis aan ons gegee, maar disippelskap is duur. En daai prys is ouens nie bereid om te betaal nie. Daai opoffering is ouens nie bereid om te maak nie. Daai eie ek neerlê en eerder hier doen wat ek dink Jesus sou gehad het ek moet doen. Dit sit nie in elke ou nie. Ons kan nie verwag dat in ons land beter moet gaan as ons nie kwantiteit aan ons kant het nie. En hier rus die onus op ons. Op jou wat vandag hier sit. Jy wat 'n disipel en 'n gestuurde van Jesus Christus is. Jesus het gesê, disippels moet disipelmakers wees. Want daar is mag in getalle. Dis hoekom hy dit gesê het. Daar is eenvoudig mag in getalle. Ons het net 5% toegewyde disipels nodig om 'n merkbare verskil in Witbank te sien. Dis al. Die tweede implikasie van sout as 'n kunsmis en 'n ontsmettingsmiddel is dat jy 'n sekere verspreiding van die sout nodig het, né? Sout in 'n houer, sout op die tafel en 'n soutpot beteken niks. Daar moet kontak wees tussen die sout en die kos. Sorry, ek gebruik die hele tyd die kos voorbeeld want dis ons leefwêreld. Maar daar moet direkte kontak wees tussen die sout en die aarde voor dit begin werk. So kunsmis in die kunsmistank daar op die plaas beteken niks. As Frik die kunsmis gaan strooi, dan doen dit iets. Daar moet kontak wees tussen die kunsmis en die grond. En vir so lank as wat die sout vir die aarde, dis nou ek en jy, want Jesus praat hier van ons is sy disippels, vir so lank as wat die sout vir die aarde hier tussen hierdie 4 mure vergader, lekker in ons soutpot kerk hou, kan ek en jy nie sout vir die aarde wees nie, want daar's geen verspreiding van die sout nie. Ons is buite kontak met die grond daar buite. So die eerste plek het ons ten minste 5% disippels nodig, maar daai 5% ware disippels van Jesus, dink ek, is meeste van die tyd opgesluit in kerke en in Bybelstudiegroepe. En dan beteken daai 5% ook niks. As ons sout vir ons gemeenskap wil wees en ons wil 'n verskil in ons gemeenskap maak, dan moet daar direkte kontak wees tussen die disippels en die gemeenskap. Hulle het 'n navorsing gedoen, dieselfde navorsing waarvan ek nou net gepraat oor die 5%. Dit is bewys dat as net 5% mynwerkers, ware
disippels van Jesus is, dan verander die taalgebruik in die myn. Ek het vir 'n rukkie, nie vir 'n rukkie nie, vir die hele eerste deel van my bediening het ek op myn dorpies gewerk. Hey, dit is sommer gewoonte. Hulle worry nie of jy die dominee is. Die meeste mense worry daarom, praat daarom bietjie mooi voor die dominee. 5% Christene, ware opregte disippels van Jesus in 'n myn maak 'n verskil in die taalgebruik. Sonder dat hulle iets doen, net deur hulle teenwoordigheid en hulle manier van wees, maak hulle verskil onder al die ander myners. 'n Merkbare verskil. Dis bewys dat in 'n woonbuurt waar daar net 5% teenwoordigheid van ware opregte toegewyde disippels van Jesus is daar beter onderlinge verhoudinge met mekaar. Die mense kom so nou en dan saam, die kinders speel saam, daar's 'n gevoel van veiligheid, die kinders mag maar in die strate speel. Sonder dat die Christene 'n projek geloods het, net deur hulle blote teenwoordigheid in gemeenskap en hulle verspreiding in die gemeenskap, hulle kontak met die grond. Dink sommer net aan die straat waar jy bly. Dink aan die plek waar jy werk. Dink aan die omstandighede waaronder jy werk. Dink aan dit waaroor jy hierdie week gemoun het, wat nie vir jou lekker was nie. En dan wil ek hierdie ding sê, en dis dalk 'n ongewilde ding vandag. Moenie moun oor die Here jou daar in direkte kontak met die grond gesit het nie. Wees dankbaar, want is net daar waar jy in kontak is met die grond. In kontak is met jou kollegas, waar jy 'n werklike verskil kan maak. Dis dalk hoekom die Here jou daar gesit het. Ja, is nie altyd lekker nie. Jy voel partykeer jy wil weghardloop, maar dink net daaraan, die Here het jou daar gesit vir 'n rede. God het jou daar gesit om sout daar te wees. Alright, so is die derde implikasie van Jesus se beeld van sout as 'n kunsmis en 'n ontsmettingsmiddel is natuurlik dan ook gehalte. So ons het nou gepraat oor kwantiteit, ons het gepraat oor verspreiding. Nou wil ek met jou praat oor kwaliteit. Vir sout om te werk het jy 'n sekere hoeveelheid nodig. Jy het nodig dat daai sout in kontak is met die grond. Maar jy het ook nodig dat die sout van 'n uiterste hoë gehalte is. Jesus sê sout kan verslaan, dan verloor dit sy soutigheid. Nou, natriumkloried kan nie sy soutgehalte verloor nie. Dit kan nie. Dit is onmoontlik vir sout om nie meer sout te wees nie. Maar steeds het dit in Jesus se dae gebeur dat hulle die sout uitgegooi het oor dit verslaan het. Oor dit nie meer sout geproe het nie. En dan het hulle dit by die deur uitgegooi en dan is dit sommer daar in die strate vertrap. Daar's net een manier hoe sout sy gehalte en sy waarde kan verloor. En dit is as dit vermeng word met ander stowwe. Dis die enigste manier. So onthou net gou vir 'n oomblik dat hulle daai sout wat hulle gebruik het in die landerye en op die mishoop gaan opskraap het op die oewers van die dooie see. En wat gebeur het is dat hulle saam met daai sout partykeer sand en ander goeders opgeskraap het. En dit het saam in die houer gekom. En partykeer was daai sout so vermeng met die sand, so besoedel met die sand, dat die sout eintlik sy soutgehalte verloor het. Gaan doen dit vandag as jy my nou nie glo nie, né? Dan vat jy jou soutpot en dan gooi jy helfte sout, helfte sand, dan skud jy hom 'n bietjie en dan draai jy hom in jou rys. Dis die sout sy gehalte verloor, is as hy vermeng word met ander stowwe. Dis hoe hy sy suiwerheid verloor. En die betekenis hiervan, dink ek, hoef ek nie eens vir jou uit te pak nie, maar ek gaan. 'n Disipel van Jesus kan slegs 'n invloed uitoefen op die wêreld as hy anders is as die wêreld. Hierdie ding is vir ons so moeilik. Dit is vir ons so moeilik, want ons voel ons moet inpas. Ons voel as ons nie inpas nie, gaan niemand na ons luister nie, en dan gaan ons werksomstandighede nie vir ons lekker wees nie. Maar Jesus sê, wees anders. Wees suiwer. Wees gereinig van die invloed van die wêreld. As almal, wat is daai skrifstorie wat omkyk?
Wat? Iemand nou iets gesê hier? Is dit Game of Thrones? Eerlikheid. Trap ek dalk nou op 'n paar tone. Maar as almal sê, "Hier, Game of Thrones is so 'n goeie storie." En jy kyk die eerste episode en jy sien meer naaktheid as wat jy sien wanneer jy gaan bad. Dan moet jy mos net vir jouself sê, "Joh, hierdie vat my suiwerheid weg. Hierdie vat my reinheid weg. Hierdie is sout wat vermeng word met die aarde." En God sê, "Hou julle rein. Hou julle andersheid. Moenie soos die wêreld wees nie." Okay. Was my voorbeeld effektief genoeg of moet ek nog een gebruik? Is dit fyn? Okay. Die probleem in die wêreld vandag is nie net dat daar nie meer genoeg sout is nie. Dis ook dat die bietjie sout wat daar nog in die soutpot oor is, dis nou julle, ja, baie vinnig in kwaliteit afneem. Omdat ons toelaat dat die sekulêre denkwyse die kerk infiltreer. En gevolglik neem die kwaliteit van ons disippelskap af. Disippels is nog altyd geroep om anders te wees as die wêreld, om suiwer in 'n wêreld vol onreinhede te wees. En die oomblik wat ons met die wêreld vermeng, ek praat nie hiervan waar jy in kontak is met die grond nie. Ek praat van wanneer jy toelaat dat die wêreldse denkwyse in jou kop inkom en waar jy sekere goeders wat jy nooit anders sou gedoen het nie, begin regverdig, want daai ou by die werk het gesê, dit werk eintlik goed, of dit is eintlik, en nou gaan stel jy dit op die proef, en nou kom jy agter, of jy begin, wat is die onder die tafel deur ding doen. Jy kan deesdae nie meer 'n job kry as jy nie 'n bribe onder deur 'n tafel gee nie. En dan besluit jy, wel dis hoe almal dit doen, so ek gaan dit doen. Nee, jy's anders. Jy's geroep om anders te wees. Moenie dat die sekulêre denkwyse jou Christendom, jou disippelskap infiltreer nie. Eerlikheid. Ons kan nie verwag om 'n invloed op die wêreld uit te oefen as ons maar net soos die wêreld is nie. Disippels moet in die wêreld, maar nie van die wêreld wees nie. Iets wat ons baie mooi moet hoor in hierdie teks is dat Jesus sê dat wanneer sout eers sy southeid verloor het, met ander woorde wanneer sout eers vermeng is met ander stowwe, dan is dit onmoontlik om sy southeid weer terug te kry. Dis 'n harde woord vir 'n disipel hierdie. Hierdie is nie iets wat ons wil hoor nie. Maar hier staan eintlik so 'n disipel wat toelaat dat die sekulêre denkwyse hom infiltreer en wat begin compromises maak met sy geloof en met dit waarvoor hy staan. So 'n disipel word waardeloos vir die koninkryk van God. Okay. Ek gaan my preek in die helfte hier moet sny, so ek gaan nou nog hierdie ding sê en dan gaan ek dit daar los, want ons is op die uur. Julle wil nog gaan brood eet. Nee, ek dink die res van hom gaan te lank wees, so ek sal 'n to be continued hier vir julle moet maak. Alright. Maar wat is die soutigheid wat ons nie moet verloor nie? So nou kom die belangrike vraag, hoe moet ons sout wees? Wat beteken dit as 'n disipel sout is vir die aarde? Wanneer jy wil weet, en dis hoekom ek dit vir jou in die begin gesê het, hoe lyk 'n sout disipel? Dan moet jy gaan kyk na die saligsprekinge van Jesus, wat hierdie gedeelte in Matteus voorafgaan. In Matteus 5 vers 3 tot 11. Daar kry ons 'n beskrywing uit die mond en die hart van Jesus oor hoe Jesus wil hê ons sout in die wêreld moet wees. So wanneer ons die saligsprekinge gaan lees, dan sien ons dat dit die direkte teenoorgestelde houding van 'n wêreldse ingesteldheid is. 'n Disipel wat, kom ons sê, sy sout werd is, of 'n disipel wat sout is daar waar hy elke dag beweeg, weet nommer 1, dis die saligsprekinge, soos jou Bybel daar voor jou oop het, is jy welkom om dit so te volg. Hy weet nommer 1 hoe afhanklik hy van God is, en dat dit nie sy eie toedoen is, en hoe oulik hy is, en hoe kreatief hy is, dat hy is waar hy vandag is, en is absoluut God en genade. Hy weet hoe afhanklik hy van die Here is.
'n disipel wat sy sout werd is sagmoedig. Ons leef in 'n wêreld waar ons gehard geraak het, julle. Gehard geraak het, dat jy ry verby daai ou wat hierso, daar by Steenkampstraat op die hoek staan, hy staan al vir jare daar, dan dink jy net vir jouself, nee ou maat, jy kon al lank al vir jou werk gekry. Die Here sê, nee, moenie harde harte hê nie, wees sagmoedig. Wees sag in jou omgee. Wees sag in jou benadering tot mense. Die wêreld sê, maak jouself hard, want anders gaan almal jou uitbuit. God sê, wees sag. Gee om. Hê lief. 'n Disipel wat sy sout werd is, honger en dors na wat reg is. Nie honger en dors na wat reg vir hom is nie. Vir 'n disipel wat sy sout werd is daar 'n streep in die sand. Daar's 'n reg en daar's 'n verkeerd. En hy wil graag sien dat reg geskied. 'n Disipel wat sy sout werd is 'n openbaar barmhartigheid. 'n Disipel wat sy sout werd is rein van hart. 'n Disipel wat sy sout werd is 'n vredemaker. 'n Disipel wat sy sout werd is, en hier is die moeilike een, word vervolg omdat hulle vir Jesus vervolg het. So hy word vervolg omdat hulle iets van Jesus in jou sien. En dan sê Jesus voor elkeen van hierdie goed, geseënd is jy as jy 'n hoë kwaliteit sout disipel is. Ek wil sommer vir jou vra, is jy sout daar waar jy elke dag beweeg? Is jy daar aktief besig om die goeie te bevorder, die evangelie te deel, seker te maak die mense om jou weet van Jesus en kan Jesus se goedheid identifiseer want jy wys dit vir hulle uit. En doen jy ook die ander funksie van sout daar waar jy elke dag beweeg, probeer jy jou heel beste om die groei van die slegte te stuit. Daar waar jy sien 'n kollega tree nie reg op nie, spreek jy dit aan, of bly jy maar net stil, want jy is bang vir jou werk. Daar waar jy sien mense tree nie reg op teenoor ander mense nie, spreek jy dit aan, of swyg jy net, en het jy ook al hierdie houding begin aanneem van, ek doen net my eie ding, doen jy maar wat jy goed dink, ek sal my ding doen. Ek ken die jong mense sê dat you do you. Doen jy wat jy dink en ek doen wat ek dink. Nee, die Bybel sê vir ons wat's reg en verkeerd. Staan jy op vir reg en verkeerd? Ek wil vanmôre vir jou sê, soos wat Dennis Kienlos en mal vir hom gesê het, meer sout was die laaie gemeente. Meer sout. Ons kort meer sout in die wêreld daar buite. In kontak met die grond. Hoë kwaliteit sout. Dit wat ons hier op 'n Sondag doen is goed. Is lekker. Is verseker nie genoeg nie. As jy hier uitstap en jy gaan Maandag die wêreld in, dis waar jy kerk is. Nee. Dis waar jy disipel is. Nee. Ag, ek bid sommer dat hierdie woord jou aanspreek vanmôre. Ek is jammer ek het by die lig uitgekom en ons sal hom weer vat. Maar ek dink die sout is genoeg om ons 'n bietjie aan die ding te sit. So ek bid regtig net dat die Here iets in jou gees sal losmaak. 'n Nuwe verstaan van wat dit beteken om sout in die wêreld te wees. En dat die Here ook pertinent op jou gees vanmôre sal druk wat jy nodig het om anders oor te dink en of anders te doen daar waar jy elke dag in kontak met die grond is. Mag jy 'n sout disipel hierdie week gaan wees. Kom ons bid saam. Here, ons hoor vanmôre dat daar hierdie oproep op ons elkeen se lewe is. Die oproep om sout vir 'n brak wêreld te wees. En
waar hierdie woord dalk vanmôre nie vir ons nuut is nie, bid ek Here dat U dit vir ons in ons gees sal kom vars maak. Dat U iets nuuts vir ons hieruit sal voortbring, dat die woord vandag regtig in ons gees sal kom lê, dat dit sal wortel skiet, dat dit sal groei en dat dit sal vrug dra. Here, ons bid dat U ons elkeen sommer net in ons eie gees sal kom aanspreek, want ons elkeen se omstandighede, ons elkeen se situasie is vanmôre uniek. Ons elkeen se leefwêreld lyk anders. Ons elkeen se werkplek lyk anders. Ons wil sommer net vra, Here, dat ons regtig elkeen vandag gehoor sal gee aan hierdie oproep om heilig te lewe, om anders te wees. 'n Lewe te leef wat morele en geestelike kwaliteit onderskei kan word van die res van die wêreld. En dan moet ons dalk net hier ook vergifnis vra, Here. Here, vergewe ons vir al die kere wat ons die standaard van die woord kom verlaag het, om die wêreld tegemoet te kom. Vergewe ons vir die kere wat ons 'n kerk in die wêreld was, maar ook van die wêreld wou wees, waar ons so graag net wil inpas, in plaas daarvan om in pas met U te wees. Gee ons vandag ten diepste 'n bewussyn dat ons wel in die wêreld is, maar dat ons nie van hierdie wêreld is nie. Ons behoort aan die koninkryk van die hemel, en die leefwyse wat U van ons verwag, word so uitdruklik in die saligspreking uiteengesit. U verwag van ons andersheid. U verwag van ons om 'n verskil te maak. Gee dat ons anders sal wees, Here. En dat wanneer mense na ons sal kyk, dat hulle U sal verheerlik. Gee dat dit altyd sal wees wat ons nastreef, Here. U heerlikheid. Nie ons voordeel nie. Nie my werksekuriteit nie. U heerlikheid. Al beteken dit dat ek partykeer moet swaar kry, dat ek partykeer ongewild moet wees, dat die wêreld my gaan verwerp, want hulle is vir U verwerp. Here, dit is my gebed dat U sommer net in ons elkeen vandag 'n diep disippelskap bewussyn sal kom gee. Gee dat ons nooit sal ophou om oor hierdie onderwerp van disippelskap te praat nie. En Here, lei ons net sommer weer vandag om disippels te wees en te word, soos wat U dit vir ons in U woord beskryf. 'n Disipel wat sout is vir die aarde, kunsmis en 'n ontsmettingsmiddel. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek sommer dat die Here jou sal seën hierdie week waar jy uitgaan en waar jy sout, 'n hoë kwaliteit sout disipel daar buite gaan wees. En net 'n laaste oproep, gaan bederf nou maar jou ma vandag. Alright, moet nou nie laat sy kos maak nie. Wasila familie, mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag hy tot jou redding verskyn. Mag hy jou genadig wees. Mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy volmaakte vrede gee. Amen.